Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Ons dink 'n nuwe dag begin in die oggend. Ons stel ons wekkers, ons drink koffie, ons maak ons oë oop vir die lig en noem dit die begin. Maar God sien dit nie so nie. In die heel eerste hoofstuk van Genesis lees ons in vers 5: En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. God begin elke dag in die aand. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Aand en môre, die tweede dag. Aand en môre, die derde dag. En so gaan dit aan. God se dag begin nie met sonsopkoms nie, maar wanneer die son sak. Dit is nie 'n klein stukkie detail wat 'n mens moet mis nie. Dit is 'n verklaring oor die karakter van God en die manier waarop hy in die wêreld beweeg. Wanneer dinge donker word, wanneer die dag moeilik raak, wanneer jou planne uitmekaar uitval voordat jy nog selfs 'n kans het om dit te implementeer, is dit nie die einde van die dag in God se ekonomie nie. Dit is die begin. Hy is die meeste aan die werk in dit wat lyk soos die einde. So as jy nou in die aandseisoen is en die donkerte vroeër gekom het as wat jy verwag het en die oggend baie ver weg voel, is jy nie agter skedule nie. Jy is nie vergete nie. Jy staan dalk heel aan die begin van wat God op die punt staan om te doen. Klaagliedere 3 vers 23 sê vir ons dat God se genade elke oggend nuut is. Maar as God se dae in die aand begin, dan is sy genade reeds aan die gang voordat die oggend aanbreek. Moenie moed opgee op die dag net omdat dit donker geword het nie. God werk in jou donkerte. En die oggend, jou oggend, is reeds op pad. Here, somtyds sien ek donker seisoene in my lewe as bewys dat iets verkeerd is. Help my om dit te sien soos U doen, as die begin van iets nuuts. Ek vertrou U met dit wat ek nog nie kan sien nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.